Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxa Deo Tuinroete. Goeiedag vriende, dis so lekker om vir jou welkom te sê by Doxa Deo Tuinroete. Dis 'n aanlyn boodskap. Ek sien uit om saam met jou te kuier. Ons sluit vandag ons nuwe preekreeks Nuut en Anders af. Maar voordat ons verder saam kuier uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hier aan die begin van 'n nuwe jaar kan staan en die groot waarhede oor wie U is, oor wat U kom doen het in Christus, net opnuut kan kom vasmaak deur die Heilige Gees in ons harte en in ons lewens, Here. Dankie dat U met ons is, vir ons is, in ons is. En dat ons nooit hoef te dink dat ons hierdie lewe alleen hoef te lewe nie. En Here, ons bid dan ook dat U nou hierdie tyd saam sal gebruik, dat U Gees ons sal vul, dat U woorde vir ons lewendig sal wees en dat dit regtig ons koers sal bepaal, ook in hierdie jaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het seker ook al die simpel sê ding gehoor, mens kan die wêreld in twee groepe verdeel. Die mense wat die wêreld in twee groepe verdeel en die wat dit nie doen nie. Simpel sê, dit laat jou bietjie dink, menswees is bietjie meer kompleks as net twee groepe. En tog, in die grootste deel van die Bybel, dit wat ons die Ou Testament noem, en ons kry selfs van dit in die Nuwe Testament, was daar vir die Jode, God se volk, twee groepe mense. Die Jode, God se volk, Israel, en die heidene. En in hierdie preekreeks waar ons gesels oor nuut en anders, sal ek jou wil uitnooi om te hoor, die grootste nuut, die grootste anders wat die wêreld nog gesien het, is die opstanding van Jesus Christus. Maar oor en oor in die Nuwe Testament, as daar gepraat word oor die opstanding van Jesus Christus, dit wat God in Christus kom doen het, word daar ook gepraat van 'n nuwe groep mense. Mense wat nuut en anders is as wat die wêreld ooit geken het. Tot hier toe in die reeks het ons gekuier uit Matteus 28 uit. Dit was ons vertrekpunt. En ja, mag ons nooit gewoond raak aan hierdie grootse gebeurtenis dat Jesus uit die dood het opgestaan het. Maar vandag wil ek saam met jou kuier uit dit gedeelte in die brief wat Paulus skryf, Efesiërs, en ons gaan sien dat dieselfde dinge waaroor ons nou al gesels het, sê Paulus ook, as dit kom by die opstanding van Jesus. En dan sal ons sien hoe hy dit vat na hierdie nuut en anders, as dit kom by menswees. So ons lees saam Efesiërs 1 van vers 18 af, ons val nou hier in die middel van 'n sin in, 'n sin waar Paulus bid. Hy bid vir die gemeente en ons kan hierdie gebed net so vir my en jou ook vat. Hy bid dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien, en dan is daar 'n paar dinge wat hy lys. Maar as dit kom by die opstanding van Christus, is daar iets baie spesifiek waarvoor Paulus bid dat ons insig sal hê. Dat julle kan insien wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is vir ons wat glo, ooreenkomstig die werking van sy groot krag wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood uit opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag en mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word. Op drie verskillende maniere, hy gebruik 3 woorde vir krag hierso. Die krag van God, dis waarvoor hy bid, dat ons insig sal hê. Die krag van God en wat dit gedoen het toe Christus uit die dood uit opgestaan het. Vriende, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, was dit baie meer, oneindig meer, as net 'n wonderwerk wat vir ons wys hy lewe. Oor en oor.
Ons het dit gehoor in Matteus 28, as Jesus sê, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde, toe hy uit die dood uit opstaan. Oor en oor is dit die boodskap. Die niet en anders, die grootste niet en anders wat die wêreld nog gesien het, toe Jesus uit die dood uit opstaan, het ook 'n nuwe geskiedenis gebring, 'n nuwe in ons wêreld. Dit was nie net 'n nuwe wat Jesus betref nie, hy het 'n nuwe lyf nie. Nee, hier wat Paulus sê, toe hierdie krag van God in Christus werk, het dit hom opgewek uit die dood en hom laat sit aan die regterhand in die hemel. Hy heers nou namens God se troon. God het sy gesag aan hom gedelegeer. Dis wat daai beeldspraak beteken. Bo elke owerheid en gesag en mag en heerse, bo enige naam wat genoem kan word. Boodskap van die opstanding is dieselfde. God se krag het in Christus 'n oorwinning behaal en nou is Jesus koning oor elke owerheid, mag, gesag, selfs naam wat genoem word. En hoor, hoe skryf hy verder? Ons het dit ook in Matteus 28 hoor. Nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Ons het hieroor gesels. Daar's 'n bedeling wat tot 'n einde kom. Wat 'n bedeling is dit? Wat 'n era? Die era waar almal nog nie erken. Daar's mense wat nog nie erken dat Jesus koning is. Daar's magte in ons wêreld wat nog nie buig voor koning Jesus nie. Daai bedeling is besig om tot 'n einde te kom en die toekomstige bedeling het reeds begin. Jesus se koningskap. Jesus gaan nie meer koning wees as hy terugkom nie. Al wat dan gaan gebeur is, almal gaan erken dat hy koning is. Elke mond sal bely, elke knie sal buig. Elke mens sal erken. Elke mag tot die dood sal finaal oorgee. So die prentjie is baie duidelik. As Paulus skryf oor die opstanding van Jesus, maak hy dieselfde groot stelling. Jesus is nou koning van alles. En dis die betekenis van die opstanding en die krag, die mag, die energie van God wat dit gewerk het. Die groot fout wat baie mense maak, is omdat daar nog nie mense is wat Jesus se koningskap erken nie. Omdat daar nog magte is, omdat daar 'n bedeling is wat besig is om tot 'n einde te kom, dink baie mense, Jesus is nog nie koning nie. Vriende, soos in die toekomstige, wanneer God alles finaal geniet gemaak het, so nou reeds. Jesus is koning. Die wêreld is onder new management. Dinge is nou nuut en anders. Hy is net 'n heel nuwe tipe koning ook. Hy is nie net die nuwe koning wat nou deur sy krag, deur sy dood, deur sy opstanding oorwin het, sodat alle owerhede nou onder sy voete is nie. Nee, hy is ook 'n nuwe tipe koning. Hoe heers hy? Ons gaan verder met die deel van die brief. Hy, dit is God, het alles onder sy voete gestel en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles. Die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Paulus sê, en hy gebruik nogal dieselfde woordjie as wat Jesus gebruik het. Jesus het gesê, ek sal my kerk bou. Paulus gebruik dieselfde woordjie, ekklesia. 'n groep mense wat saamkom, verenig in 'n beweging om 'n kultuur te vestig, want hulle verteenwoordig 'n koninkryk. Die Romeinse ryk het daai woordjie gebruik, 'n ekklesia, mense wat in 'n sekere area Romeinse kultuur en waardes vestig, want hulle verteenwoordig die Romeinse ryk. Dis die woordjie wat Jesus gekies het, dis die woordjie wat Paulus gekies het, dit is hoe koning Jesus heers. Hy is die hoof van 'n liggaam en hierdie liggaam is sy ekklesia. Mense wat sy kultuur vestig, want hulle verteenwoordig sy koningskap. Onthou jy, is presies dieselfde wat ons gehoor het uit Matteus uit, wat Jesus gesê het, daar gaan mense uit alle nasies wees, wat in hom gaan glo as hulle die nuus hoor, nuus kom van niet af, daar's 'n nuwe koning.
dan gaan hulle glo, hulle gaan gedoop word, hulle vorm 'n nuwe familie, en hierdie familie gaan die manier wees wat Jesus alles vul met sy heerskappy. Hoe lyk die inhoud van dit waarmee hy alles gaan vul? Hy's klaar koning van alles. Nou gaan hy alles vul. Hoe lyk die inhoud? En ons het hieroor gesels, uit Matteus uit het ons gesels dat Jesus het gesê, hulle gaan by hom leer. Hulle gaan leer om alles te onderhou wat hy beveel het. Wat het hy beveel? Die opdrag, die groot opdrag, som alles op, 'n nuwe gebod gee ek julle. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Hou dit 'n gedagte, dan lees jy nou net verder hoe Paulus dit uitpak. Hier is nou die koning, hy is oor alle owerhede en mag, en hy is gegee aan die gemeente, sy eklesia. En deur die eklesia, dis sy volheid, gaan hy alles vul. Vul waarmee? Hoe lyk sy koningskap? Hoor wat skryf Paulus dan verder. En onthou asseblief, dis 'n brief. Daar is nie hoofstukke in die brief nie. So as hy praat hier oor die krag van God, en hy bid dat ons insig sal hê in hierdie krag, wat God in Christus gewerk het toe hy hom uit die dood het opgewek het en hom koning van alles gemaak het. As hy bid vir insig, is dit omdat ons nou deel het aan hierdie storie, hierdie krag werk nou in ons. Maar wat is hierdie krag? Ons gaan net aan in die brief. Julle was dood deur die oortredings en sondes, waarin julle van tevore geleef het, volgens die bose lewenswyse van hierdie bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van ongehoorsaamheid. Ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Paulus beskryf 'n toestand van menswees, let wel, hy praat hier van julle en ons. Wie is die julle en ons? Die heidene en die Jode. Maar hy sê, al was daar twee groepe, was almal deel van 'n manier van menswees wat die doel gemis het, sondig. Hy skryf dit later ook, hy sê daarom onthou dat julle destyds volgens julle gesondige aard heidene was, onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis was, uitgesluit van die burgerskap van Israel, vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbelofte, sonder hoop, sonder God in hierdie wêreld. Dit was hoe die mense was wat nie Jode was nie. Maar Paulus maak dit baie duidelik, die Jode self was net so in 'n sondige toestand. Al was hulle God se volk sondig, hulle was doelmis mense lewe, dis mos doelmis mense. Dis die lewens wat hulle gelewe, dis mos wat sonde beteken, om die doel te mis. Daar was magte wat oor hulle geheers het, deur hulle eie ongehoorsaamheid, of dit Jode of nie Jode was. En dit was 'n toestand. Of was daar twee groepe, was daar een manier van mens wees. Mense wat besig was om God se doel te mis. Hulle was dood vir God se doel, vir die bron van lewe, afgesny van hom. Eintlik was die heidene dubbel dood, want hulle het nie eers 'n bietjie hoop gehad van 'n verbond in God se teenwoordigheid. En wat sê Paulus nou? En as jy die stukkie so lees, dan kom jy agter, hier gaan hy nou sê, wat is God se krag? Want in hierdie dooie toestand, wat 'n krag is daar, wat uit dood uit lewe kan skep. Dis dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het. Wat is hierdie krag? Wat is die inhoud van hierdie krag? Die grootste krag wat die wêreld nog gesien het, die krag wat selfs nie eens deur dood gestop kan word nie. Wat is die inhoud? Wat is hierdie krag van God? Wat hy in Christus gewerk het. Wat is hierdie krag? Wat Paulus bid, dat jy insig kan hê in hierdie krag. Want dis deur die liggaam, die eklesia, wat Jesus nou alles wil vul met sy heerskappy. Hierdie krag van sy heerskappy. So jy moet die brief mooi volg. Hy praat oor die krag en die opstanding van Christus en ons is sy liggaam. En dan praat oor die feit dat ons almal verlore was. Hoekom? Want hy wil die punt so duidelik as moontlik maak. Wat is die krag van God? Maar God, ryk in
barmhartigheid het ons, alhoewel ons dood was, as gevolg van die oortredinge, op grond van sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Maar God, dis treffende woorde wat Paulus hier gebruik. Maar God, dit maak al die verskil. God, watter God praat hy van? Die God wat ryk is in barmhartigheid, genade, wat op grond van sy liefde in Christus ons terwyl ons dood was, lewend gemaak het. Vriende, ek hoop jy hoor dat dit waaroor ons die laaste 2 weke gesels, is presies wat Paulus hier ook weer uitlig. Wanneer ons praat van die volheid van God self in Christus, praat ons van 'n God wat ryk is in barmhartigheid, oorvloedig ryk, die God van oorvloedige, selfopofferende liefde. En daai liefde is die grootste krag wat hierdie wêreld nog gesien het. Dis die krag wat Christus uit die dood uit opgewek het en hom in heerskappy gesit het oor alle mag. Dis die krag wat Paulus nou wil hê jy moet insig in hê, want dis die krag van God wat nou in ons werk wat glo, dieselfde krag. En dis die krag waarmee Jesus nou alles wil vul. Die krag, die absolute, oorvloedige, selfopofferende liefde van God. Dit is sy krag. Krag wat nou in jou en in my werk. En is baie interessant, né? Dat Paulus nie begin hier by die kruis nie, maar by die opstanding. Hoor wat sê hy? Ja, hy het ons in Christus Jesus saam opgewek. Hy het ons saam met Jesus lewendig gemaak. Hy het ons saam met Jesus uit die dood uit opgewek. En ons laat sit in die hemel. Baie treffend. Gewoonlik as ons praat oor die liefde van God, praat ons oor die kruis en min oor die opstanding. Gewoonlik as ons praat oor die krag van God, praat ons baie oor die opstanding en min oor die kruis. Maar dis die punt. Jy kan nie daai twee van mekaar skei nie. Dit is die selfopofferende liefde van God in die kruis en in die opstanding, wat alles nuut maak, alles anders maak. Hier's 'n koning wat op 'n totaal nuwe manier heers met 'n nuwe krag. 'n Krag wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. Die krag waardeur hy aanvanklik geskep het, ja, maar die krag waardeur hy nou sy hele skepping vat, met homself versoen, om alles nuut te maak. Die krag van sy liefde. En daai liefde, skryf Paulus, sien ons in die feit dat God ons saam met Jesus opgewek het. Saam met hom laat sit het in hemelse plekke. So kan ek jou uitnooi om hier te hoor. En as Paulus later skryf, dan sê hy dit ook. Hy sê, ons is sy maaksel. Letterlik gedig. Geskape in Christus. Het God ons dan nie al klaar geskep? Ja, maar hy het ons nou herskep in Christus. Later in dieselfde gedeelte van die brief sê Paulus dat Jesus die twee een gemaak het. Ek wil net gou daai versie kry.
Hy het die twee mense, dan praat hy mos nou van die Jood en die nie-Jood, het hy tot een nuwe mens kom skep. So hier het ons te doen met 'n totaal nuwe manier van mens wees. Nuwe skepping. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe is dit nie net die begin van sy heerskappy, die aankondiging dat alle gesag nou aan hom onderwerp is nie, maar toe is dit ook die begin van 'n nuwe manier van mens wees. Ons is nou in Christus. Ons is saam met hom opgewek. Ons sit saam met hom in hemelse plekke. En hier gaan dit my en jou tyd vat. Kom ons wees nou maar eerlik, vriende. Kom ons wees eerlik. Vir die grootste deel van die Christenwêreld en vir die grootste deel van die Christenwêreld se geskiedenis, hierdie laaste paar eeue dink ek nou aan. Ekskuus, nie die grootste deel van die geskiedenis nie, maar die grootste deel van ons geskiedenis hierdie laaste paar eeue. Het ons gelewe met 'n storie. Aarde nou, hemel eendag. In Christus is daar 'n nuwe manier van mens wees geskep, 'n nuwe mens. En dis 'n mens wat aarde en hemel lewens lewe. Altyd gelyk. Ons is hemel-aarde mense. Ons sit saam met Christus in hemelse plekke. En dit is wat God, wat ryk is in barmhartigheid en oorvloedige liefde, kom doen het deur sy genade. Kom ons gesels 'n bietjie oor hierdie menswees wat nou nuut en heeltemal anders is. Ons sit saam met Jesus in hemelse plekke. En dit het God gedoen, kom ons sê dit net geweer, terwyl ons dood was. Luister, net so min soos wat jy jouself aan jou eie skoenveters kan optel. Net so min kon ek en jy onsself optel uit daai sondige toestand waarin ons was. Maar terwyl ons daar was, het God in Christus ons nie net uit daai sondige toestand uitgehaal nie. Hy het ons saam met hom opgewek en saam in hemelse plekke laat sit. Eerste ding wat ek hoor, is daar's nie meer afstand nie. Daar's nie meer afstand nie. In Christus is daar nie meer afstand tussen ons en God nie. Ons en ons Vader nie. Hier sê hy dit 'n paar keer. Byvoorbeeld in vers 13. Nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was, naby gekom deur die bloed van Christus. Op 'n ander plek verder, net in dieselfde gedeelte van die brief sê hy, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers, lede van die huisgesin van God. En dan net in die volgende verse sê hy, in hom word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God in die Gees. Ons is in die hemelse plekke in Christus en in Christus woon die Heilige Gees in ons. Nie meer afstand nie. Jy het dit al baie gehoor en miskien selfs al gesê, ek ook. Ek wil nader kom aan die Here. Ek verstaan wat mense bedoel, ek verstaan wat ons sê as ons dit sê, maar vriende, ons praat eintlik teen die realiteit wat God in sy oorvloedige genade nou bewerk het. Hierdie nuwe mens wat hy geskep het in Christus, hierdie gedig, hierdie poema is mense wat in hemelse plekke by hom sit en hy woon deur sy Gees in ons hier op aarde. Nie meer afstand nie. Ja, ons wil groei in hierdie lewe. Ons wil volwasse word. Ons wil al hoe nader in daai sin beweeg aan wie ons reeds is in Christus. Maar dis die punt. Ons vertrekpunt is nie ons wil by die Here uitkom nie. Ons vertrekpunt is toe ons ver weg was, verlore was in 'n sondige toestand, het hy na ons toe gekom en in Christus het hy ons opgewek. En ons laat sit in hemelse plekke. Nie meer afstand nie. Verhouding herstel.
Hoe het ons laas jaar oor en oor gehoor uit Hebreërs uit. Laat ons met vrymoedigheid die troon van genade nader. Christus het vir ons plek gemaak in die hemel en ons het nou vrye toegang. Dis waar ons sit. Maar Christus het ook vir God plek gemaak in ons lewe. Ons is nou sy woning. Nie meer afstand nie. Vrymoedigheid. Dit voel nie altyd so nie. Dit lyk nie altyd so nie. Maar in geloof sien ons dis wat Jesus kom doen het. Dis die realiteit nou van wie jy is. En daarom wil ek jou vra, hoe dink jy oor jouself? Hoe dink jy oor die oorsprong, die begin van jou lewe, waar jy vandaan kom? Hoe dink jy oor die mens wat jy is? Sien jy jouself in Christus? Nie meer afstand nie. Nog iets wat ons baie in die Bybel kry, is die oomblik as daar gepraat word van die hemelse plekke, in die hemele, die troonkamer van God, is dit God se troon. Dis sy heerskappy, dis van waar hy heers. Dis die troon wat God nou deel met die lam. Met ander woorde, dis hoe God heers. Deur hierdie opofferende liefde van Jesus, gaan God alles nuut maak. Maar wat jy ook baie keer kry, in daai ruimte, God se troonkamer. Die Bybel praat van die Here van die leerskare. Daar's in Engels 'n heavenly council. En ek en jy word nou in Christus ingetrek in daai gesprek. 'n vertaling praat van throne room conversations. Daar's dinge aan die gang hier in die troonkamer. Daar's baie dinge aan die gang. En ek en jy word ingetrek. Die eerste ding wat aan die gang is aanbidding. Altyd aanbidding. Nou is daar 'n nuwe lied. Ons het verlede week hieroor gesels. Die nuwe lied wat in die hemel gesing word. Daar word nog altyd gesing van God wat die skepper is. Maar toe Christus kom doen het wat hy kom doen het en hy staan op uit die dood en hy word in die hemel ingeneem, toe word daar 'n nuwe lied gesing. Waardig is die lam wat geslag is om die krag en die rykdom en die wysheid en sterkte en eer en heerlikheid te ontvang. En ek het die hele skepping in die hemel, op aarde en onder die aarde, op die see en alles wat daarin bestaan, hoor uitroep aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Ons is ingetrek in daai gesprek, aanbidding. Dis ons vertrekpunt in ons lewe, dis hoe ons dag begin. Dis hoe ons week begin. Hoekom is aanbidding so groot ding? Vriende, ek en jy weerspieël wat ons aanbid. As ek geld aanbid, as dit is waarop my toewyding, my hele menswees, my passie, my verbeelding gerig is, dan word die hele wêreld een transaksie. Ons weerspieël wie ons aanbid. Wanneer ek en jy God in Christus, die gekruisigde Christus, die lam wat geslag is, aanbid. En ons sien wat hy in liefde, my en jou, wat ons doel gemis het, word nou opgetel en gesit in die hemele, in heavenly council. In hierdie gesprek, wanneer ons die genade wat ons in Christus van God raak sien, leer ken en hom aanbid, dan word dit wat ons weerspieël in hierdie wêreld. Die krag van God is sy liefde. En dis wat Paulus bid, insig. En nou kan ons insien, ons sien die lam, ons sien God se heerskappy, ons aanbid. Nie meer afstand nie, en dis die gesprek waarvan ek en jy nou deel is. En die oomblik as jy in daai gesprek ingetrek word, dan besef jy, daar's 'n rede. God het ons gekies met 'n doel. Hoor wat sê die skrif,
Hy het ons in Christus Jesus saam opgewek en saam laat sit in die hemel, sodat hy in tye wat kom bewys kan lewer van die alles oortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Wanneer ons lewe in hierdie realiteit, nie meer afstand nie, vrymoedige toegang, en ons besef ons in hierdie hemelse gesprek ingetrek, en die eerste deel van hierdie gesprek is altyd aanbidding. Wanneer dit ons manier van lewe is, dan ontdek ons dat ons bekragtig word met daai liefde vir wat God in hierdie wêreld wil doen. Hy wil nou sy oorvloedige, alles oortreffende rykdom van genade deur sy goedheid aan ons, wil hy bewys aan die wêreld. Ja, daar is nog steeds twee groepe mense. Die wat erken dat Jesus koning is en die wat hom nog nie erken nie. Die wat besef, hier is die realiteit. Toe Christus uit die dood uit opstaan, toe die grootste krag wat die wêreld nog gesien het. God se oorwinnende liefde. Die grootste ding gedoen wat geskiedenis nog gesien het. God het mens geword en sy lewe kom opoffer. Alle magte en vyande oorwin, sodat hy nou koning kan wees. En toe hy dit doen, toe trek hy die mensdom in 'n nuwe verwysing in. Daar's mense wat dit nou al herken. Hulle sien hulle self in Christus. Sien hulle self nie meer afstand tussen hulle en die Vader nie. Die Vader in hulle in hemelse plekke. Deel van 'n aanbiddingsgesprek. Dis hoe dit altyd begin. Maar daai mense word dan bemagtig om 'n bewys te wees van God se liefde en goedheid vir almal en alles wat nog nie sy liefde erken nie. Die oorvloedige genade wat God aan my en aan jou bewys, is sodat ons sy kunswerk kan wees. Ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke. Goeie werke het niks met verdienste te doen nie, dis om die goedheid van God in hierdie wêreld te weerspieël. So vriende, wanneer ek en jy engage in hierdie hemelse gesprek van aanbidding, word ons bemagtig. Worship fuels mission. Ons word bemagtig om hierdie oorvloedige genade, rykdom, ryk in barmhartigheid, hierdie liefde van God te beliggaam, te wys vir 'n wêreld wat so soek na 'n nuwe manier, 'n beter manier van mens wees. En dis hoekom dit so belangrik is dat jy jouself sal sien in Christus. Jou identifikasie daar sal vind. Hier is wie ons nou is. Die eklesia van die koning. Sy liggaam. Ons sit in die hemel. In hom. Sy gees in ons. Wat ons bekragtig met sy genade en liefde terwyl ons hom aanbid. Dit is so belangrik dat jy jouself sal sien in Christus. Sy maaksel. Maar dit is net so belangrik. Dis net so belangrik dat jy ander gelowiges ook so sal sien. Jy gehoor toe Paulus skryf van hierdie nuwe mens wat hy skep, die twee, dan sê hy het vrede gemaak in homself en die twee tot een nuwe mens kon skep. Dan praat hy hier juis van die Jode en die nie-Jode, die verste pole. Jode het die heidene gehaat, dis hulle skuld dat die wêreld is wat dit is, alles wat sleg is, alles wat nie goed is nie, dis alles op hulle rekening. Dis hoe die Jode gedink het, en die heidene het die Jode gehaat, dit is die verste pole. En nou sê Paulus dat in Christus, deur sy kruis het hy die twee, een nuwe mens gemaak. Jy kan nie mense, individue kry wat verder van mekaar af was nie. Maar nou in Christus, een nuwe mens. Vriende, as die krag van God
sy selfopofferende liefde is, dan is die duidelikste plek wat God deur sy gees skep, waar daai liefde tentoongestel word, die gemeente. Die verhoudinge tussen mense wat van tevore niks met mekaar te doen sou gehad het nie. Wat mekaar eintlik gehaat en gewantrou het. Nou, een liggaam, wat ons aanbid God in Christus. Ons besef, ons is almal, ons oorsprong is in hemelse plekke, in Christus. Ons identifikasie is nie meer ons burgerskap van nasies nie, maar in ons eklesia, die kultuur, die koninkryk van God in Christus. Ek wonder of jy jouself daar sien. En ek wonder of jy ander mense wat in Jesus glo, daar sien. Dis die nuwe mens wat God kom skep het in Christus, en soos wat ons nou nog gelees het, dis die tempel. In hom word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God deur die Gees. Laat my dink aan 'n storie wat ek laasweek gehoor het. 'n swart man wat deel was van die MK, dit is die ANC se militêre vleuel gewees in die tye van apartheid. Hulle is opgelei om die blanke regering, die apartheidsregering, uit te wis, dinge onbeheerbaar te maak, chaos, dood te saai, sodat dinge so onbeheerbaar word, sodat 'n nuwe regime kon opstaan. In dieselfde tyd van die MK's was daar 'n klomp ander apartheidsmagte, soos byvoorbeeld waarvan die berigste seker was, die Koevoete. En in een van ons kampusse is daar 'n MK, 'n oud MK en 'n oud Koevoet, wat albei in Jesus begin glo het. En hulle beland in dieselfde klein groep. Twee totaal teenoorgesteldes, wat mekaar ontmoet, daar waar God se krag 'n oorwinning behaal aan die voet van die kruis, 'n oorwinning oor die geskiedenis wat met bloed besaai is. Jesus is nou koning. Daar waar God hulle in Christus opwek, hulle het nuwe identifikasie, sit in hemelse plekke, nie meer afstand tussen hulle en God nie, en ook nie meer afstand tussen hulle en tussen mekaar nie. Daar in daai groep het hulle versoen, daar het hulle genesing gekry, daar het hulle mekaar lief gekry, en die krag van God se liefde het sigbaar geword, voelbaar. Die boodskap dat daar regtig 'n nuwe koning is, soos wat hy hier ook sê, wat vrede bring. Nie die cheap goed wat ons in die wêreld kry nie. Vrede wat God met sy eie bloed voorbetaal het. Daai krag, die grootste krag wat die wêreld nog gesien het, vind uitdrukking in die verbintenisse tussen mense wat in Jesus glo. Dis wat Jesus gesê het. Aan julle liefde vir mekaar sal die wêreld weet dat julle my disippels is. En dis die krag van God waardeur Jesus heers. Not the love of power, but the power of his love. En vriende, ek en jy, hoe groei ons? Hoe groei ons in Christus? Dis hoe. Ons leer by hom, ons aanbid hom, ons leer sy liefde ken, en ons leer dit leef in verbintenisse met mekaar. En daarom wil ek hier aan die begin van die jaar by jou pleit, nie net ter wille van jou nie, ter wille van die plan van die Here in hierdie omgewing. Maak 'n commitment, dit gaan nie maklik wees nie, maak 'n commitment om jouself te verbind aan ander gelowiges, en om hulle lief te hê, om te groei in daai liefde. Hoe het ons gesê, gehoor, Johannes sê, in hom sien ons die heerlikheid van die Vader vol genade en waarheid. Om te groei in genade en waarheid, sodat dinge reggemaak kan word, geregtigheid. En wanneer ons groei in dit,
word die liefde van Christus in hierdie wêreld al hoe meer sigbaar. Dis hoe koning Jesus heers en dis hoe hy alles vul deur 'n nuwe manier van mens wees. Mense wat glo en in daai waarheid lewe, realiteit lewe. Is nie meer afstand tussen ons en God nie. Mense wie se vertrekpunt nie die gesprekke hier op aarde is nie, maar die gesprek in die hemel. Mense wat weet, dit is die waarheid van wie ons is. In Christus Jesus is ons saam opgewek, saam laat sit in die hemel, sodat God in die tye wat kom bewys kan lewer van sy alles oortreffende genade en sy goedheid, deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus. Mag jy jouself en die res van die familie van Christus sien in Christus en vanuit daai nuwe mens wees, mensras, mensspesie, vanuit daai nuwe werklikheid oor wie ons nou is in Christus, mag jy vanuit dit lewe en sien hoe die Here nie net jou lewe seën nie, maar ook jou gebruik saam met sy gemeente om hierdie aarde te vul met hierdie heerlikheid, die krag van sy oorwinnende, selfopofferende liefde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U in Christus ons opgewek het, ons laat sit het in 'n ruimte wat ons nooit op ons eie sou by kon uitkom nie, in die hemel. Nie meer afstand tussen ons en U nie. Ons in die hemel, U deur U Gees woon in ons as U tempel. Here, en ons bid vandag vir mekaar, dat ons verwysingspunt sal verander as dit kom by wat mens wees is. Ons het 'n hele geskiedenis oor wat mens wees was, maar nou in Christus het U 'n nuwe maaksel, 'n nuwe mens kom skep. Help ons om dit te ontdek en in die krag van hierdie liefde van U te lewe. Help ons, Here, om dit die storie te wees, te laat wees wat ons glo oor onsself en ook oor ander mense wat in U glo. En Here, mag hierdie waarheid dat ons 'n nuwe mens in Christus is, eerste plek werk dat ons as U kerk al hoe meer sal groei in eenheid, in verbintenis aan mekaar, in liefde, dieselfde liefde wat God aan ons bewys het, dat daardie goedheid nou sal werk in en deur ons in ons gemeente, sodat die wêreld met daai goedheid gevul kan word. Ons is U se, Here. Ons is hier vir U doel, sodat U bewys kan lewer van U alles oortreffende genade. Gebruik ons, leer ons om lief te hê soos U. En Here, vir die jaar wat voorlê, mag ons in dit groei. Hierdie krag, die krag van U liefde. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, was so lekker om saam met jou te kuier. Vir 'n laaste keer wil ek jou herinner, onthou dis ons disippelskap proses hierdie jaar, om te groei in liefde. Ons gaan kyk na die Korintiërsbriewe, ons het journey groepe vir vrouens, expedition groepe vir mans. Maak seker dat jy by jou kampus die commitment maak om deel te neem aan hierdie reis. Die Here seën vir jou.